Môre en ouma. Altyd lekker om hier te wees. Mariel stuur groete my vrou, sy kan nou ongelukkig hier wees nie. Maar sy het al 'n paar mense ontmoet vir wie sy baie lief geraak het. Ek wil gou 1, 2, 3 goed sê. Ek nou te dink toe Rian nou die vloer oopstel, te dink nou moet julle vanoggend julle geleentheid gebruik, bou is hier. So julle wil praat, moet julle nou praat. Nee, DP sal nie verklik nie. Ek wil gou 1, 2 goed, want ek wil aansluit by iets. Ek dink DP het iets gepraat van Johannes 14 oor die wonings. En dit is eintlik 'n lieflike skrif daai, want dit is 'n tweeledige skrif, dis 'n nou en nog nie nou nie. Dis 'n yet but not yet. Gedeelte daai. Dis soos die koninkryk, hy's hier, maar hy's nog nie hier nie. Nee, en daai gedeelte is dieselfde, want Jesus sê vir hulle, ek gaan om vir julle plek voor te berei, en dan gaan ek terugkom, en julle neem waar ek is, en toe doen hy dit op Pinksterdag alreeds. Julle al daar gedink, toe hy terugkeer op Pinksterdag, en die inwonende Christus kom maak in ons woning, toe is ons waar hy is, in hemelse plekke, sê Efesiërs 2:6. Nou sê Kolossense 1 of 3 althans, 'n verskriklike mooi ding, hy sê, ons is saam met Christus verborge in God, en jy is klaar verborge. Jy is klaar woning. Die volheid gaan jy sien wanneer hy kom. Nee, daarvan. Ek wil net iets oor die leeu van Juda sê, want ek dink dis so lieflik hoe dat Jesus werk as die leeu van Juda. As hy net die leeu van Juda was, sou hy tot hom kon nader hê. Is te geweldig, die leeu van Juda is net eenvoudig te geweldig, maar Openbaring doen 'n geweldige ding. Openbaring bring 2 aspekte van hom bymekaar, leeu van Juda en die lam. Ja, Johannes praat al van die lam. Verstaan, die lam. En as leeu van Juda, en hy was nie die lam nie, kon ons nie tot hom nader nie, maar omdat hy ook lam is, kan ons nader tot die leeu van Juda. Dis die lieflikheid. Hy het dit geweet. Nee. Ek wil gou vir julle iets sê oor siekte, en dis absoluut reg wat Oom Bruce gebid het, want die woord sê dit. Daar's 2 aspekte oor van daai wat Oom Bruce net gedeel het. Die een is geestelike genesing, wanneer ons Jesus ontmoet ten volle, die ander een is fisiese genesing. Dis daarbey ingesluit. So ek wil julle aanmoedig, waar jy met mense te doen kry wat siek is, bid vir hulle. Jy het 'n opdrag om dit te doen. Dis Jesus wat genees, nie jy nie. Maar jy kan met vrymoedigheid bid vir mense. Maar ek wil net gou baie vinnig net vir julle, ek dink toe nou sommer net aan hierdie skrif van Kolossense. Nou sê Paulus 'n geweldige ding in vers 24, hy sê, nou verbly ek my in my lyding. Seker so 14 jaar terug, want ek weet, hier's nou, ek dink 1, 2, 3, weet jy wat, almal nie maar 1, 2, 3, 4 mense in die gemeente wat deur kanker gaan. So 14 jaar gelede, toe gaan ek deur limfoomkanker. Soos julle nou mooi sien, dan gaan julle sien die lê snit, hulle het hier 'n limfklier uitgehaal. Toe gaan ek deur limfoomkanker. En die dag toe ek die nuus skryf van limfoomkanker in my liggaam, toe is daar 3 goed wat gebeur. En ek dink dis goed wat 'n ou nie net noodwendig moet mis nie, want ons konsentreer geweldig op die genesing. Wat reg is. Dis nie die probleem nie, so kry jy verkeerd hê. Maar daar gebeur toe 3 goed die dag in my hart. Die een is 'n stuk lofprysing wat uit my uitbars. En 'n onsaglike dankbaarheid vir kanker in my liggaam. Want ek het geweet God is in beheer. En hy gaan doen wat hy wil doen. Die derde ding wat daarmee saamgegaan het, is 'n onsaglike liefde vir Christus, wat nog nooit in my hart was nie. Op daai oomblik. En ek het nooit kon bid oor eie genesing en nooit oor myself gebid te goeders. Ek sê nou, as julle het nou Bou se pa mos al ontmoet voor hy oorlede is, glo so, Simmy. Nou kom ry hy 'n oom van Carvinia af, oom Langman, het altyd van hom gesê oom Langman, so groot oom, hy het net sulke hande. Nou kom ry hy uit Carvinia uit, nou sê oom Langman vir hom, ons moet vir hy broer gaan bid, jong, ons moet hom salf. Nou kom hulle aan, nou staan Simmy, nou gooi Simmy so 'n bietjie 'n paar druppeltjies olie, nou sê oom Langman vir hom, gooi broer, ons moet hom salf. Nou bid oom Langman, maar werklik is regtig in die gees van die Here gewees. Maar die eerste keer toe ek
oor siekte in my eie liggaam kon begin bid, was een aand toe die Here vir my die volgende gesê het. Somtyds my kind, moet ek jou neem in die vergrysende dieptes van wie ek is, sodat jy kan verstaan wie ek is. En weet julle wat? Dit mis ons baie. As dit kom by siekte, of lyding, of wat dit ook al mag wees. En toe ek daai aand op my knieë gaan, en vir die eerste keer bid oor siekte in my liggaam, toe bid ek nie vir genesing nie. Toe begin bid ek, toe vra ek, Here, nou genees U my nie, voordat U nie uitgewerk het, wat U moet uitwerk in my lewe van U heerlikheid nie. Want dis waaroor dit gaan. En ek wil julle daarmee bemoedig. As Paulus sê, verbly hom in sy lyding. Paulus was maar net 'n mens soos ons. En hierdie krag van die Gees in ons lewe kan jy jou verbly oor lyding in jou lewe. Want dit bewerk die heerlikheid van God. En ek wil julle daarmee bemoedig, want ons weet nie hoe lyk dit vorentoe nie. Ons weet mos nie hoe lyk die gemeente vorentoe nie. Hier kan nog baie mense siek raak en hier kan nog baie mense in lyding kom. Baie mense kan nog deur baie goed moet gaan. So ons gaan iets bietjie deel vanoggend daarvan, so ek wil graag, want die woord wat die Here in my hart gelê het was oor sy einde is al in sy begin vasgelê. En ons lewens moet begin met ons oog op die einde. Want so nie gaan ons dit nie maak nie. So nie gaan ons dit nie maak nie. So ek gaan nou by 'n interessante gedeelte begin, want normaalweg as 'n ou oor daai gedeelte praat, dit dink almal aan een ding oor daai gedeelte. So ek wil graag by Johannes 11 begin. En dan gaan ons bietjie vorentoe werk en dan gaan ons terugwerk Genesis toe en dan gaan ons vorentoe werk tot in Openbaring. So ek hoop julle is gemaklik. Johannes 11. Baie bekende gedeelte. Julle almal ken, dit gaan oor die opwekking en waar Jesus vir Lazarus opgewek het uit die dode. En dis normaalweg waar mense dink as 'n ou praat oor Johannes 11. Is oor die opwekking van Lazarus. Maar daar is iets anders ook vir ons vasgelê. So ek gaan 2 verse net lees. Gaan nie die hele gedeelte nie, julle ken dit, so ek gaan 2 verse lees. Vers 4 en vers 40. Vers 4, en toe Jesus dit hoor, sê hy, hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Dit is 'n geweldige skrif. Sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Hoe word God verheerlik? Deur die verheerliking van die Seun. As ons by vers 40 kom, dan sê Jesus vir Martha, hy sê vir haar, het ek vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien. As jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie. Nou, Johannes is interessant, die evangelie Johannes. As jy die eerste hoofstukke vat, dan begin Johannes met heerlikheid, reg in hoofstuk 1. Daarna werk hy tot en met hoofstuk 11, werk hy aan mekaar oor daai lyn van heerlikheid en langs daai lyn van heerlikheid, dwars deur die Johannes evangelie. As jy evangelie deurlees, dan gaan jy dit sien. En dan kom jy by Johannes 11. Johannes 11 tot Johannes 17. Daai klompie hoofstukke is 'n oploop, dis 'n volbringing, dis 'n volmaak, kan 'n ou amper sê, van wat op die einde gaan wees. Dis eintlik 'n openbaring van dit wat op die einde gaan wees, en dit eindig by heerlikheid. En dis die lieflikheid van die Johannes evangelie. So ek wil graag vir julle vra, gaan werk dit weer deur by die huis, dan kyk jy die Johannes evangelie uit 'n ander oog uit. Nee. So ek gaan gou 'n paar verse lees, net om 'n bietjie fondasie te lê. So miskien gaan ek vra, gaan julle help lees? Is dit alright? Neem julle ons 'n bietjie deel daaraan, nee. So ek gaan nou gou vir julle vra, gaan nou 'n bietjie vorentoe en dan gaan ons bietjie terugwerk gou weer. En net voor ons lees, iemand kan gou vir ons Johannes 17 vers 4. Ons vat vir Johannes 17 vers 4 die eerste versie. Net voor ons dit gou lees, dan kan ons ook vir mekaar sê dat Johannes doen nog 'n gewellige ding. Hy lê baie duidelik vir ons die prioriteit wat in Jesus se lewe teenwoordig was, wat sy hele lewe beheer het, lê vir ons vas in Johannes evangelie. En wanneer ons nou hierdie skrifte lees, dan gaan ons dit nou baie duidelik hoor, wat was die prioriteite in Jesus se lewe, wat sy hele lewe beheer het.
Dan gaan ons bietjie in Johannes 1, dan gaan ek weer vir julle iets sê. So, as iemand vir ons Johannes 17:4 net gou sal lees asseblief. Ek het hier op die aarde verheerlik deur die werk te volbring wat U my gegee het om te doen. Ek het U op hierdie aarde verheerlik. Julle moet dit onthou. Kom ons, iemand kan gou vir ons Johannes 13, vers 31 en 32 gou lees. Johannes 13, 31, 32. Ja. En toe hy buite was, sê Jesus, nou is die seun van die mens verheerlik, en God is in hom verheerlik. As God in hom verheerlik is, sal God hom ook in homself verheerlik, en hy sal hom dadelik verheerlik. Ja. As die seun verheerlik is, dan word die Vader verheerlik. Kom ons kyk gou nog 'n versie, Johannes 12 vers 28. Iemand kan gou daai een versie vir ons lees wat hom het. Johannes 12 vers 28. Bekende verse. Vader, verheerlik U naam. Daar het toe 'n stem uit die hemel gekom. Ek het dit verheerlik en ek sal dit weer verheerlik. Verheerlik. En hoe het hy dit verheerlik? Kruis. Nee. So, daai paar versies wat ons gelees het, is baie meer wat jy daar kan lees, maar daai paar versies lê die prioriteit van Jesus se lewe wat hom beheer het vasgelê, en wat was dit? Die heerlikheid van die Vader. So kom ons gaan kyk gou Johannes 1. Ons het gesê dat dit alreeds in die begin van Johannes vasgelê is, dit wat hier bekend gemaak word, eintlik half op die einde al, van waarheen dit oploop. So kom ons gaan kyk gou na Johannes 1, waar dit begin. As 'n ou nou Johannes 1 vers 14 vat, dan sien ons dat die Vader word alreeds hier deur Johannes ingebring by die aspek van heerlikheid. So ek gaan twee versies lees, 14 en 18. Maar vers 14, dan sê hy, en die woord het vlees geword en het onder ons gewoon en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige gebore wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Hoe aanskou ons die heerlikheid van God? Lewe van die Seun, vol van genade en waarheid. En in dit word die Vader openbaar. Vers 18 sê, niemand het ooit God gesien nie, die enige gebore Seun wat in die boesem van die Vader is, dit om verklaar. Jesus kom openbaar die Vader in sy volle heerlikheid. Jy het nie 'n groter openbaring van die heerlikheid van God as in die Seun nie. Dis die enigste plek waar jy die volle openbaring daarvan kan ontvang. En dit is verskriklik belangrik vir 'n gemeente om dit te besef. Daar's 'n vers, ek word vanoggend toe ek bid, toe kom hierdie vers in my hart van Efesiërs 3 vers 21 wat sê, aan hom die heerlikheid in die gemeente in Jesus Christus ons Here deur die geslagte tot 'n alle ewigheid. Amen. As dit nie in 'n gemeente teenwoordig is nie, en as dit nie waar is dat aan hom die heerlikheid alleen in Jesus Christus is, het jy nie met die ware gemeente van God te doen nie. Daarom is dit verskriklik belangrik dat ons dit kan verstaan en begryp, want dis waar dit gaan. Jesus is nie net die openbaring van die Vader nie. Daaroor gaan ons mos nou nie, julle weet dit, ons weet dit. So Johannes 14 en ander plekke wat dit sê, maar hy was nie net dit nie. Jesus was ook vir ons van iets anders 'n openbaring. Julle raai? Nee. As ou gaan kyk na Efesiërs 2, daar staan hy die skeidsmuur weggeneem tussen Jood en Griek. Nee, en het hulle een nuwe mens gemaak. En daai een nuwe mens is Christus. Hy is die openbaring van die een nuwe mens, van die een nuwe skepsel waarvan jy deel vorm. En dat die hele prioriteit van die een nuwe mens, die een nuwe skepingsmens wat jy van deel vorm, is net die heerlikheid van God alleen. Jy het geen ander prioriteit in jou lewe nie, geen. Dit is net die heerlikheid van die Vader. Dit is die geweldigheid van gemeentelewe. Dit is die geweldigheid van individue wat saam as lewende stene 'n tempel vorm.
So nou hoor ek baie keer hoe sê mense mos, nee, ons praat mos ook so. So sommer net so tersyde, dan sê hulle, ons gaan kerk toe. Ons gaan vanoggend kerk toe. Maar by ons sê hulle, welkom in die huis van die Here. Nee, maar jy kan maar 'n hamer vat en slaan die plek plat, en dit is nie die huis van die Here nie. En julle is die huis van die Here. So julle kom by mekaar as die huis van die Here. Jy gaan nie kerk toe nie, jy is die kerk. Nee. So miskien moet ons begin reg praat oor sekere begrippe. Wat te sê. Word dit een nuwe mens genoem, nie? Want ons is een. Ons is nie, as jy... Maar ons is nog nie 'n mens nie, ons is soos een in Christus, ja. Ja, jy is nog steeds een nuwe mens. Onthou nou, hy is nog steeds seun van die mens, net soveel soos wat hy seun van God is. Maar dis nou Jood en Griek waarna verwys was daar. Ja, nou wat is jy? Ja, ek is 'n Gentile. Jy's 'n heiden. Ja. Jy's 'n heiden. So jy's in Christus. Daar's mooi skrifte. Ou kan eendag daarna gaan kyk. Daar's verskriklik mooi skrifte. 1 Korintiërs 12 in gewellige klop ander plekke waar die woord 'n gewellige ding doen. Dit bring die hoof en die liggaam bymekaar, en as jy na die skrifte gaan lees, dan praat dit net van Christus. Al kom dit ook by die liggaam. So eintlik wat die skrif dan sê in die konteks van gemeente hier, hy is die hoof, dat Jesus is net volledig waar dit kom by hoof en liggaam. As dit net 'n hoof is hy onvolledig. Maak hom nie onvolledig nie. Ek wil julle moet nou mooi hoor wat ek sê. Maar as dit gaan oor uitdrukking hier, dis dit hoof en liggaam, dit maak hom volledig. As 'n geweldig mooi skrifte in die Bybel wat dit bymekaar bring, en dan praat hy net van hierdie een Christus. Dis soos die geboorte van 'n baba. As jy dit nou wil vergelyk, wat kom eerste uit? Normaalweg, normale geboorte. Die hoof kom eers uit. Wat volg na die hoof? Liggaam. Maar die hoof en die liggaam maak 'n volledige baba. Dis dieselfde met Christus. Die hoof en die liggaam een. Dan kan jy sê is een nuwe mens. Want jy is een in Christus. Dis die gewelligheid van gemeente. Net soveel soos wat ons individue is en lewende stene apart, net soveel is ons een in Christus. Daar's net een tempel. Daarom sê Jesus vir hulle, breek hierdie tempel af. En in 3 dae daar rig ek hom weer vir julle op. Dis hulle vir hom kwaad. Dis hulle 46 jaar lank het ons gebou aan hierdie tempel. Nou wil jy hom vir ons sê ons moet hom afbreek. In 3 dae gaan jy hom opbou. Waarvan praat hy toe? Van sy liggaam wat opgestaan het. Jy's ingesluit by dit. Jy's een. Daai een is 'n onsaglike begrip wat 'n mens werklik moet oorbid en dat die Here dit vir jou openbaar. Want solank ons nog dink ons is los van mekaar af en nie een nie. Dit is 'n klomp moeilikheid want dan trek elkeen net sy wil. Hy doen net wat hy wil. Maar die oomblik dat ons verstaan ons is een. En dis wat Jesus kom openbaar het. Want hy was net soveel seun van die God hoof, net soveel was hy liggaam. Want hy het dit kom openbaar. Hy is die ware liggaam. So goed, ek gaan gou vir julle, ekskuus, Rian is 100. Ek gaan gou vir julle 2 verse lees en in hierdie 2 verse is vir my in my eie lewe geweldige 2 verse wat Paulus, die Gees deur Paulus skryf in Filippense 1 vers 21. Hy sê, want vir my is die lewe Christus. Vir my is die lewe Christus. Nee, dit was die hart van die realiteit van dit wat in Paulus se lewe was. Vir my is die lewe Christus. Die vraag net vir elkeen van ons vanoggend is, kan ek dieselfde sê? Kan ek waarlik dieselfde sê? As daar nog 'n vers wat ek wil bybring, dit is Kolossense 1 vers 3 en 4, of ja, hoofstuk 3 vers 4. Waar Paulus daar skryf, hy sê, wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, sal ons saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. En daai vers het ook 'n tweeledigheid.
Want dit 'n eskatologiese betekenis beteken dit dis 'n vers wat dui op die einde van die tye, maar hy het ook 'n nou betrekking. Net soos wat op broers vanoggend gebid het, is daar nou 'n verwagting, hè? Dat wat sal gebeur, dat Jesus wat ons lewe is, in iemand wat dalk siek is, sal intree en dalk 'n genesing bewerk, en in dit word hy verheerlik, en dan word jy saam met hom verheerlik. En ek wil julle bemoedig, baie keer, ek gaan nou iets baie persoonlik met julle deel, want baie keer hardloop ons in die eerste plek na die wêreldse goeders. Nee. Ek wil gou iets persoonlik met baie persoonlik. So julle moet dit net vir julle hou. Julle mag nie daar uitpraat nie, nee. Ek en Marel is nou, ons is getroud 2003, 23 Februarie 2003, so hoeveel jaar is dit nou? 21, wat is dit? Plus minus, nee. En vir 21 jaar in ons huwelik sukkel ons met iets vir 21 jaar wat ons nie kan uitsorteer nie. Nee, ek gaan nie vir julle sê wat dit is nie. Want dit is persoonlik, maar vir 21 jaar. En ek en Marel het 'n keuse. Of ons hardloop na die medisyne. En ek sê nie die medisyne is verkeerd. Julle moet regtig nie vir my verkeerd verstaan nie. Die Here, ek is oortuig die Here, my vrou is 'n dokter. Ek is oortuig die Here die medisyne daar gesit. Ek is oortuig hy gebruik hulle. En ek dink die Here moet dit elkeen se hart uitwerk soos die Here daarmee werk. Maar vir 21 jaar vertrou ons die Here in 'n situasie en ons het 'n keuse. Of ons soek die gou oplossing, of ons wag nog 20 jaar. Maar ons wag vir die lewe van Christus om in heerlikheid geopenbaar te word. En ons westerlinge het 'n geweldige ding begin ons wikkel. Ons hardloop net na die gouste ding om die oplossing te kry. In plaas daarvan om te wag dat Jesus homself in sy lewe in heerlikheid in 'n situasie openbaar. Ek het 'n vriend wat, ek weet nie julle sal hom dalk nie ken nie, Wilhelm Els. Julle ken vir Wilhelm. Wilhelm kry kanker, hulle opereer hom, hulle sê van, okay, dis nou reg en alles. Hulle bel hom, hulle sê, maar hulle sien daar's 'n area wat redelike, as ek nou reg, julle moet my nou help, 'n redelike area waar bietjie beweging is en so aan, en hulle wil sommer weer chemo goed gee, en Wilhelm sê vir hulle, nee, stop nie die oomblik. Ek gaan nie dat julle my nou onder chemo goed sit. Ek gaan hierdie saak met die Here uitklaar eers. En hy gaan terug na die Here toe en hy kry die oortuigingshart, hy gaan dit nie doen nie. Wilhelm is nou seker hoe lank terug oorlede, nou hulle het verlede, ja, gelede, oorlede, maar weet julle wat? Wilhelm het in die heerlikheid van die Here gesterwe. Ek het 'n getuienis gehoor van daai man, van die dokter, wat hom behandel het, wat by hom kom sit het, dat hy so op sy laaste is, dat hy lê, daai haal net so, asempies, as amper niks nie. Kom sit die dokter by hom, en uit daai amper niks asempie, toe begin bid hy vir hierdie dokter se redding. Dis heerlikheid. So ek wil julle bemoedig, ek sê nie, jy moenie, al wat ek vir jou wil vra vanoggend, maar net met dit is, sit maar by die Here, dat die Here jou eers lei wat jy moet doen, voordat jy net doen. Nee, want ons hardloop, geweldig. Ek weet, julle ken seker vir Albert Tron, of van julle sal vir Albert Tron onthou wat hier was in Rosenwald. Nee, lieflike man. Hy bid so 1 keer 'n maand nog saam, oor WhatsApp. Hy's nou in Frankryk. Albert sê altyd, hy sê, ou broer, ons het 'n mikrogolfgenerasie gehad. As moet net so vinnig, minuut, ting, dan moet alles klaar wees. Nee, maar dis waar. Dis waar. So goed, ek wil daai 2 verse maar net vir julle gegee het. Wanneer ons na Johannes kyk, dan sien ons het met die God van heerlikheid te doen. Ek gaan nou gou vir julle in Efesiërs 3 goed bymekaar bring, en dan 3 verskillende verse bymekaar bring, wat 'n ou nie normaalweg so sien nie. Want as ons sê ons het met die God van die heerlikheid te doen, dan het ons met die 3 eenheid van heerlikheid te doen. Vader, Seun en Heilige Gees. Weet julle dat die Bybel al 3 van hulle so beskrywe? Spesifiek, by die naam. Al 3.
Ek gaan eers gou vir julle in Efesiërs 1 net vinnig. Ek lê nou net 'n bietjie nog fondasie. Hulle is gemaklik. Hoeveel tyd het ons? Efesiërs 1. Wil ek net gou vir julle. Dit kom by ons redding. Reg aan die begin van Efesiërs 1. Dit met ons redding te doen na eerste hoofstuk. Nee, die wat hy vooruit gekies het of voor die grondlegging van die wêreld om in rein, heilig en onbevlek voor hom in heerlikheid te staan in die geliefde. In die geliefde. Nee, as jy daai eerste paar verse van vers 3 af vat tot en met vers 6, het jy met die werk van die Vader te doen wat redding aanbetref. Nee, die werk van die Vader. En daai vers 6 sluit af soos volg. Hy sê, tot lof van die heerlikheid van sy genade waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. Die werk van die Vader wat gaan tot lof van sy heerlikheid. As jy daarvan af lees, vers 7, en jy kom hier by vers 11, daai paar verse tot vers 11, dan het jy nie met die werking van die Seun te doen in jou redding, wat redding aanbetref. En dan sê vers 12, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid. As jy nou daai versies net daarna vat, tot en met vers 14, totdat jy met die werking van die Heilige Gees te doen. Nee, nou sê vers 14, wat die onderpand, hy praat van die Gees wat ons ontvang het, dan sê hy wat die onderpand is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. Nee, dis waarna toe alles werk. Dis waaroor jou hele lewe moet gaan. Dis waaroor die hele lewe van die gemeente moet gaan. Is net oor sy heerlikheid, want jy moet wees tot lof van sy heerlikheid. Dis wat die bedoeling. Ek gaan nou gou vir julle 3 verse apart lees. Een is Efesiërs 1:17 wat sê, dat die God van ons Here Jesus Christus, nou hoor nou mooi, hy oom bel my sekere week terug, hy sê, Jakobus, hy oom is al in die 80, hy sê, vir die eerste keer tref hierdie woorde my. Hoor gou wat staan hier, hy sê, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee. Die Vader van die heerlikheid. Nee. As jy ook gaan kyk na Jakobus 2 vers 1, dan begin hy dan sê, my broeders, laat julle geloof in ons Here Jesus Christus, die Here van die heerlikheid, nie wees met aanneming van die persoon nie. Jy het die Vader van die heerlikheid, jy het Christus van die heerlikheid. En dan die laaste enetjie, 1 Petrus 4, ons lees gou hierso. 1 Petrus 4 vers 14 sê, as julle beledig word oor die naam van Christus, is julle gelukkig, omdat die Gees van die heerlikheid, die Gees van die heerlikheid en van God op julle rus. Daar het jy al 3, Vader van die heerlikheid, Jesus van die heerlikheid, die Gees van die heerlikheid. Jy het met die God van heerlikheid te doen, en alles waarmee hy werk, en alles wat hy doen, loop op net tot hierdie een ding, heerlikheid. Nee, heerlikheid. Ek gaan nou 'n bietjie terugbeweeg. Skryf bietjie heerlikheid. Heerlikheid is, ek gaan nou net iets daaroor gesê het. Ek gaan nou vir iets daaroor sê. Nee. Heerlikheid is 'n moeilike woord om te beskryf. Want as jy gaan kyk toe Moses op die berg byvoorbeeld was, nee. En dan toe die Here vir hom, julle ken almal daai gedeelte waar hy vir hom net uitgesê, wys my u heerlikheid. Ek dink die Engels sê 'n bietjie show me your goodness. Is dit die glory? Glory. Maar ek dink die Engels, as 'n Engelse vertaling moet sê show me your goodness. So hy sê, wys my u heerlikheid. Dan sê die Here, maar jy kan nie my, so sit hy met die rots, dan voer hy hom toe wat al dui na Christus toe. En dan die volgende hoofstuk, dan begin hy, dan sit hy aangaan van dit wat nou hier gebeur het. Dan gebeur 'n geweldige ding, as sê dat die Here het neergedaal toe by Moses kom staan, toe doen hy 'n ding, wat doen hy? Hy roep sy karakter voor Moses uit. Hy sê, ek is die Here, Here. Nee. Ek is die Here, Here, en dan begin praat hy oor sy goedertierenheid, roep hy sy karakter uit voor Moses. So die een deel van beskryf van heerlikheid kan jy sê,
absolute karakter van wie God is in sy heiligheid. Jy kan heerlikheid en heiligheid, nou vanoggend nie daaroor praat nie, maar jy kan sy heerlikheid en heiligheid nie van mekaar skei nie. As jy Johannes 6 gaan lees, dan sien hy, dan praat Johannes van hierdie openbaring in Johannes 6 wat hy het, van hierdie Here op die troon, en die some, en die rook, en die alles wat daar gepaard gaan, hierdie seras wat roep hulle, heilig, 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 heilig. En dan net daarna, dan staan daar, en so is die heerlikheid van die Here geopenbaar. Jy kan die twee nie skei nie. Nee, mense probeer, maar jy kan nie. Ek wil net vir interessant, die openbaring in Johannes, in Jesaja 6, wat Jesaja gehad het, van die heerlikheid van God, was 'n openbaring van Jesus Christus. Hy sê dit in Johannes 12. So openbaring van Jesus Christus. Nee, so jy een kan dit. Die ander ding waarmee dit te doen het, wat ek gou iets gaan oor sê. As jy in die Ou Testament gaan lees, nee, en jy lees Numeri 4 en Numeri 7, Numeri 4 praat oor die Levitiese priesterskap, hy praat hy oor 'n afdeling in daai Levitiese priesterskap oor die seuns van Kehat. Nee. Die seuns van Kehat was die afdeling van die priesterskap wat die hoogheilige dinge, wat hy net van gepraat het, alles in daai hoogheilige, die ark en alles wat daarin is, en in die heilige deel die toonbrode en die tafel en die lamp en al daai goed, nee, moes hulle gedra het. Dit was hulle werk. Die woord sê, die hoogheilige dinge van God, staan in Numeri 4. Nee. Maar hulle moes dit op hulle skouers dra. So die ark en so, alles wat Alles- die allerheiligste deel, Alles van die heilige en die allerheiligste deel moes hulle dra. Daai seuns van Kehat. Maar hulle moes dit op hulle skouers dra. Toe gebeur daar 'n gewellige ding as jy by Numeri 7 kom, dat die stamhoofdes bring geskenke, toe bring hulle waans en osse. Toe gee hulle aan elke afdeling van die priesterskap waans en osse, om dit wat hulle van die tabernakel moet opbreek en vervoer te vervoer. Behalwe die seuns van Kehat. Die seuns van Kehat kry nie waans en osse nie. Die seuns van Kehat moet die heilige dinge en die hoogheilige dinge en die allerheiligste dinge nog steeds op hulle skouers dra. Hoekom? Hoekom? Want die ander deel van heerlikheid het te doen met gewigtigheid. As jy daai woordjie heerlikheid in die Grieks gaan bekyk, dan kom jy by 'n root uit wat praat van gewigtigheid. Nee. En hulle, want al die hele tabernakel, en alles wat daarmee gepaard gaan dui na die lewe van Christus, want jy kan al daai goed deurtrek na Jesus toe. Nee. Maar hulle moes daai goed op hulle skouers dra, want hulle moes die gewigtigheid van hierdie heerlike goed, hierdie hoogheilige dinge op hulle liggame voel insny. Hulle moes weet hulle het met gewigtigheid te doen. kom teen 'n prys. As jy gaan kyk na die seuns van Kehat, toe hulle deur die Jordaan rivier trek, die jong volk, die beloofde land in, dan staan daar die priesters, het met die ark gedra, toe hulle voete insit, toe stop die Here die water en loop hom op aan die een kant. Wat doen hulle? Hulle staan in die middel van daai rivier. Dit is gewoonlik die laagste plek. As ek nou korrek is gewoonlik die middel waar hy die meeste. Toe staan hulle in die middel van die rivier met daai ark op hulle skouers, want hulle moet die gewigtigheid van die heerlikheid van God op hulle voel indruk, en hulle wag dat al daai duisende mense eers deurtrek voordat hulle weer daar kon uitklim. Maar hulle staan die hele tyd met daai gewigtigheid op hulle. Dis 'n enorme ding, want die vraag wat jy vir jouself moet vra is, verstaan jy wat is die gewigtigheid van die heerlikheid van God in jou lewe, wanneer dit kom terug na Christus toe? Want hy is die afdruksel van sy wese, die afskynsel van sy heerlikheid. Verstaan jy die gewigtigheid van die seun van God wat in jou lewe kom woning maak? Dis nie 'n ligtelike ding nie. Kan wees daar byse daai gedeelte in Job waar die Here vir Job sê, waar was jy toe ek al hierdie Goed gemaak. Dit was 'n hele gedeelte en sy heerlikheid so aan Job gegee. So dis 'n geweldige ding as ons vanmôre dit vir mekaar sê. So jy het die volle karakter van God wat sy heerlikheid is, maar jy moet verstaan jy met gewigtigheid te doen.
En ek dink dis waar ons dit baie keer mis, daarom is ons baie keer so la-di-da met die Here. Nee, en wat sy karakter aanbetref. Ek het al baie mense gesê, die mense hoor die Here, dit is nie so maklik, die Here het so gesê, die Here het so gesê, dat ek, dit dan vir my bietjie ligte orders, die orders wat ek altyd gekry het is, en daai gewag, jy weet, die Here se orders het gewag. Hierdie ligte moet hier dan bietjie kyk of bokhoring nie tussen dit is, jy weet, om jou te verblind met die ding. Want sy orders is so staan in die Jordaan, dat die mense kan verbyloop, en hou nie gewag. Jy weet, en dit is ook ek dink ook die skrif praat nie onnodig. Hy sê, my las is lig en my juk is sag. As bly juk, hulle juk is op 'n nek. Absoluut. Absoluut. Goed. Ek gaan gou begin, dus kom ons, hoe laat is dit nou? 20 oor. 20 Voor. Voor 11. Okay. Ek gaan gou vinnig hardloop want ek wil baie vinnig vir julle gou in die Ou Testament wys. God se begin of sy einde is in sy begin vasgelê. Die einde van sy heerlikheid is klaar in die begin vasgelê want ek moet my lewe begin op die oog met my oog op die einde. Okay. En dit moet ons net gou baie vinnig na kyk. As ou gaan kyk na daai eerste twee hoofstukke van Genesis, julle weet mos dit weet julle. Genesis 1 en 2 is geen sonde teenwoordig nie. Nee, geen. Maar in Openbaring 21 en 22 is ook geen sonde teenwoordig nie. Nee. Genesis 1 begin 'n heerlikheid. Daaroor dit is die twyfel nie. Toe hulle geskaap het na sy beeld voor haar sonneval was hy heerlikheid betrokke. Waar eindig die Bybel in Openbaring 21, 22? In die absolute heerlikheid van God. Selfs in die begin van die Bybel is sy heerlikheid al vasgelê. Maar hy wou gesê, ek gaan daarheen. Dis waar dit gaan eindig. En julle moet dit kan raak sien. Nee. As ou daarvanaf nou verder sou beweeg, ek het sommer vir Abraham net, ek het nie alle voorbeelde nie, so ek het gaan nou net so vir Abraham sou vat, en ons het laas ook ek het bou so gepraat, het jy nogal mooi saam gepraat oor hoe God hom openbaar het in Handelinge 7 aan Abraham, as die God van die heerlikheid. Hoekom as God van die heerlikheid? Want hy wou vir Abraham sê, dis waar het begin. Dit gaan daar eindig, in alle volheid, wanneer ek 'n nasie het waarin my volle heerlikheid geopenbaar is, sodat die nasies dit kan aanskou. Maar dit begin by jou, Abraham, en reg aan die begin, moet jy verstaan. Ek is die God van heerlikheid, en gaan oor heerlikheid jy met jou oog op gevestig hou. Nee. As ou nou daarvan af sou gaan, en ou gaan Exodus toe, ek het nou sommer gou net oor Israel, vinnig, en jy gaan kyk na Exodus 19 en 20, waar hy die wet ontvang het, maar jy moet nou Exodus 24 bysit, want dis waar hy opgeklim het teen die berg, toe sit hy vir 6 dae in die heerlikheid van God, 6 dae, 6 nagte, en op die 7de dag toe begin praat God met hom. Hy praat nie met God nie, God praat met hom. Nee. En dan kom hy teen die berg af, en dan is sy aangesig skyn van die heerlikheid van die Here, dat hy hom gewyl, want hulle kon dit nie aanskou nie. Nee. En reg aan die begin bring God sy heerlikheid in, want toe hy die wet ontvang, en God se opdragte en die openbaring van God in heerlikheid. Onthou toe hulle uitgekom het uit Egipte, toe is dit nog net 'n klomp los mense, wat uittrek, wat Moses uitbring. Toe hulle by Sinaï kom, toe vorm hy 'n nasie met hulle, deur sy wet vir hulle te gee en sy opdragte en die openbaring wat hy vir hulle gee. En reg aan die begin met die vorming van Israel is 'n nasie, openbaar hom in sy heerlikheid, want hy wil vir hulle sê, hier lê die einde. Ek wys vir julle reg aan die begin wat is die einde, want ek werk alles na heerlikheid en ek werk met alles in heerlikheid. Reg aan die begin. Wat hulle gemis het. As Psalm 106 dink ek sê 'n geweldige ding. Psalm 106 sê, as jy kom by die goue kalf, dan sê Psalm 106, hulle het hulle heerlikheid, hoofletters H, hulle het hulle heerlikheid verruil vir 'n dier wat gras eet. Hulle het hulle heerlikheid verruil, maar die vraag is nou maar vir ons ook maar net, hierdie week net wat verby is, net in hierdie week, hoeveel maal het jy jou heerlikheid verruil vir iets anders? Wat dit ook al mag wees.
1 Konings 8, kan 'n ou 1 Konings 8 is oor Dawid en Salomo. In 1 Konings 8, dis waar die tempel gebou, Salomo volgens wat die opdragte wat God aan Dawid gegee het, en begin die Here eintlik met 'n lieflike ding, 'n goddelike tree oor die tempel, en wat het ons met die tempel teenwoordig? Heerlikheid. Heerlikheid. Ek dink dit was al 'n vooruitskouing van dit wat sou kom in heerlikheid, is al hier vasgelê om te sê, ek wil net vir jou wys, dit begin met heerlikheid, maar daar's 'n groter heerlikheid op pad. Maar in alles tussenin, as jy vir Genesis vat tot Openbaring, alles tussenin werk hy op hierdie lyn van heerlikheid. Dwarsdeur. Nee. En die volgende ene wat ek toe nou net bygeskryf het, is Esegiel 1. Esegiel 1 is 'n verskriklik kosbare boek in die Ou Testament vir my, want dit bring dit baie meer duidelik na vore. Esegiel 1 begin in heerlikheid. Die Here is nou by die profete van herstel, en begin met Esegiel. Daar begin Esegiel... Praat van 'n Sorry. profete van herstel. Ja. Dis hulle. Jeremia, Esegiel. Klein profete, wat word hulle? Ja, groot profete. Ja. Nee, reg aan die begin van Esegiel 1. Jy kan my gerus stop. Enige tyd. Esegiel 1, reg aan die begin by heerlikheid. Dit begin by heerlikheid. Jy sal daai hele Openbaring lees van die wiele en hoe dit gewerk het en al die goed, maar hy eindig daai hoofstuk met die volgende in vers 26. Hy sê, en bo aan die uitspansel wat oor hulle hoof was iets wat soos 'n safiersteen gelyk het in die gestalte van 'n troon, en op die troon gestalte wat soos 'n mens lyk. Nee? Ek sien toe iets soos blinkende metaal, en dan beskryf hy nou hierdie lendene en hoe dit gelyk het en al die goed. Dan sê vers 28, soos die gedaante van die boog wat in die wolk is op 'n reendag, so het die glans rondom gelyk, so het die verskyning van die heerlikheid van die Here gelyk. So hy begin reg aan die begin met Esegiel in heerlikheid. As 'n ou nou kom by Esegiel 48, die heel laaste hoofstuk van Esegiel, dan eindig alles weer in heerlikheid. Hoe? Want die heel laaste versie, vers 35, eindig, en dit sal die naam van die stad wees, die Here is daar. En die vers is net voor dit, daar bespreek hy of hy beskryf poorte. Daar's 12 poorte, wat in daai laaste paar verse voor vers 35 van Esegiel 48 beskrywe. Watter stad het 12 poorte? Die Nuwe Jerusalem. Die Nuwe Jerusalem. Want in daai hele vanaf vers 40 tot 48, jy moet klomp nuus te doen, jy moet 'n nuwe tempel te doen, jy moet 'n priesterskap te doen, jy moet 'n, ek wil amper sê 'n nuwe land wat hy beskryf, en 'n nuwe heiligdom en al die goedes, en dan eindig hy by 'n nuwe stad in Esegiel 48. Hy sê die Here is daar. Hy eindig in Openbaring 21 in die Nuwe Jerusalem. Want Openbaring 21 sê van die Nuwe Jerusalem dat die heerlikheid van God vul die stad. Die Here is daar. Nou eindig Esegiel weer in heerlikheid. En alles tussenin werk hy met heerlikheid. In Esegiel gebeur 'n geweldige ding. Ek moet net vinnig daaroor iets sê, want ons is in so 'n tyd nou. En ons moet ons harte vir dit gereed hou en gereed kry. As 'n ou lees hier by Esegiel 19:11, dan gebeur 'n geweldige ding. Dat ons sien dat die heerlikheid van God verlaat eers die tempel. En dan hang hy oor Jerusalem. En dan verlaat die heerlikheid van God Jerusalem. Hy het nooit weer teruggekeer nie. Nooit weer. Ek nou baie jonger was, so dink ek eendag, Here, maar Daai teks wat jy nou sê. dis nou, jy moet nou Esegiel 19 en 11, daai 3 hoofstukke gaan lees. En ek dink ons het daar van mekaar gesê, daar staan uit aan die ooste kant van Jerusalem op die berg gehang, gehaver, voordat hy weggetrek het. Dieselfde berg waar Jesus kom staan, dan kyk hy oor Jerusalem, en dan roep hy uit, ek wou so graag, soos 'n henna kykens by mekaar maak, o Jerusalem, wou ek by mekaar maak, maar jy wou nie. Nee, daai heerlikheid het nooit weer teruggekom nie. Behalwe toe Jesus kom. Toe kom hy terug. Nee.
Maar weet julle wat gebeur in daai paar hoofstukke? God stuur 'n man met 'n inkpot, as ek nou reg onthou. Hy sê jy moet nou merk, die getrou is, dan merk hulle en dan stuur hy die wat oordeel agter hom aan. Dan sê hy die wat nie die merk het, die moet geoordeel word. Weet julle waar die oordeel in Esegiel begin? By die huis van God. Maar weet julle waar dit in die huis van God begin? By die leiers. 2 Petrus sê dit ook. Petrus sê vir ons dieselfde ding, hy sê dis tyd dat die oordeel by die huis van God begin, en as jy nou 2 Tessalonisense 1 gaan lees, dan praat hy van die lyding waaronder die liggaam is, dan sê hy, maar dis reg, want ons staan onder die oordeel van God, die huis van God. So die huis van die Here, ons, is in 'n mate eintlik konstant onder die oordeel, want hy suiwer en hy bly suiwer. Maar dis of hy met sekere tye dit baie meer duideliker na vore bring. En as ons nou kyk wat in die wêreld aan die gang is, veral in Amerika, met groot mega kerkname, hoe hulle een na die ander val en alles oor seksuele goed. Ek dink die grootste skudding in die evangeliese kringe was Steve Lawson. Weet jy of julle Steve Lawson ken nie? Hy het saam met John MacArthur beweeg en het bedien in John MacArthur se Bybelskool. Steve Lawson. As jy vir hom luister, geweldige gefundeerde ou. Hy het nou die dag 'n verklaring uitgereik waarin hy sê waar uitgespreek het oor dit wat hy gedoen het en het verantwoordelikheid aanvaar vir sy sonde wat vir my absoluut fantasties was. Hy het gesê hy was verkeerd. Hy het 'n verhouding met 'n jonger vrou gehad vir jare, dink oor die 5 jaar nou al. En in daai belydenis het hy bely hoe hy met sy vrou gaan regmaak het, met sy kinders gaan regmaak het. Hy het die liggaam van die Here om verskoning gevra, want daai ou het die wêreld vol gevlieg en bedien. En die skade wat in die liggaam, hy het dit geëien. Hoe sê hy, bou het geman op. Hy het verantwoordelikheid aanvaar en vergifnis en dis fantasties, want baie van hierdie ouens doen dit nie. En ek dink dit gaan al meer eskaleer. Al meer, want die oordeel begin by die leiers. Maar weet jy wat, daarvan af gaan dit na elke ledemaat toe deurvloei in 'n gemeente. Nie net die leiers nie, na elkeen van ons toe. En jy moet jou harte gereedheid kry voor die Here, voordat dit gebeur. Nee? En ons is in so 'n tyd waar dit geweldig aan die eskaleer is en toeneem. Sorry. Ja, Bruce. Selfs as jy daar met daardie organisasie geassosieer is, al is jy self skoon en rein, Ja. daai jou assosiasie maak jou vuil. Ja, ek dink 'n ou se dis soos kan ek hoop ek offend iemand nie, maar dis soos wanneer jy in 'n gemeente gaan sit waar 'n babatjie gedoop word. En jy sit daar, maar jy sê nie ietsie. Jy bly choep stil. Dat ons as liggaam van Christus het 'n profetiese stem wat ons uitdra, maar selfs jou stil sweye is 'n profetiese stem wat iets uitdra. En as ek nie my mond oopmaak nie, dan sê ek stem saam met dit wat hier aangaan, dan staan ek net so stil. Nee, jy kan dit maar deurtrek met enige ding, of nou die gay kwessie is en of dit nou wat ook al mag wees, as ek my mond nie oopmaak en ek vereenselwig my, dan staan ek in 'n posisie waar ek sê dis reg. En ons kan nie. Ons kan nie. En dis dieselfde ding wat hom Bruce nou. In Engels guilty by association. Presies dit. Ek wil gou vinnig vir julle net as ou gaan kyk na Jesus se eie lewe toe op aarde gekom het. In is dit Lukas 2. Lukas 2 vers 14. Hierdie vertaling sê my en ek so mooi en hy sê eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde in die mense welbehae. Maar daai woordjie eer beteken heerlikheid. Die Engels het hom baie lieflik vertaal. Hy sê glory to God. So dit begin in heerlikheid. Nee. Sorry. Julle ken indertyd wie julle Nee, kan net ietsie vir haar gesê. Kan daai vers in die app 2:14. Kyk, jy die Engels daar. Joel. Glory to the God in the highest, and on earth peace among men with whom he is well pleased. Wonderlik. Glory to the Vader. Nee, begin in heerlikheid. Toe hy na die aarde toe kom. Nee.
So sy einde is aan sy begin vasgelê. Sy einde is in sy begin vasgelê. En nou kan 'n ou verder gaan. Jy kan nou gaan kyk Pinksterdag, presies dieselfde. Op Pinksterdag toe die vorming van die gemeente van Christus ontstaan het, sonder dat ons nou teologiese gesprekke rondom dit noodwendig gaan hê, maar toe die gemeente van God op aarde op Pinksterdag ontstaan het, toe begin hy in heerlikheid. Want hy het begin in die agtergrond van heerlikheid, want Jesus moes eers verheerlik word voordat Pinksterdag aangebreek het en die Heilige Gees uitgestort kon word. Die Gees van die heerlikheid, toe begin dit. En dan kan jy kan nou Johannes se lewe vat, jy kan Petrus se lewe vat, want in individue se lewe is dit net so teenwoordig. Jy kan Paulus se lewe vat, want hy het hom vasgeloop in die God van die heerlikheid, of Jesus die Heer van die heerlikheid, in Handelinge 9 op die pad van Damaskus. Dis waar dit begin het. Reg in die begin openbaar hy dit hulle oë reg. As jy nou Handelinge gaan lees, jy gaan lees gou Handelinge 1, dan staan daar, toe Jesus opvaar, toe staan hulle, toe sien hulle dit. 1 Timoteus 3 sê, hy is in heerlikheid opgeneem. Toe vaar hy in heerlikheid op. Die God van die heerlikheid. Nee, wat gebeur daar? Hulle kyk, en dan gaan hy, en dan kom die engele en vra hulle, waarna kyk julle Galileese man? As julle hom nou sien opvaar, so gaan julle hom weer net so in heerlikheid sien terugkom. Nee, waar begin hulle met hulle oog? Hulle begin met hulle oog op die einde. Hulle oog op die einde, en dis waar jou lewe moes begin, want dit het op jou lewe betrekking toe jy tot redding gekom het. Want toe jy tot redding kom, dis die heerlikheid van God onmiddellik teenwoordig, en jou oog moes eintlik daai dag al op die einde begin het. Maar as dit nou nie daar begin het, is dit right, want dan kan die Here jou bring, maar van nou af moet jou oog gevestig wees op die einde. So nie gaan jy dit wat voor lê nie maak nie. Nee. Ons sit vandag rustig hierso en ons deel met mekaar. As 'n tyd in die kom waar hierdie nie meer gaan gebeur nie. En ek weet nie hoe ver dit is nie. Nie meer gaan gebeur nie. Ek gaan gou aan Matteus 16, ek wil Matteus 16 toe gou gaan. En ek wil gou vir julle net 'n lieflikheid wys. Hierso vasgelê. Ek gaan nie nou as ek dink iewers gaan dit net bietjie kort. Ja. Kom ons gaan net gou hierdie doen. Matteus 16, ek gaan nie alles sê, julle ken van Matteus 16 oor die gedeelte waar Jesus vir die disippels gevra het, wie sê die mense is ek, en dan vra hy vir hulle, wie sê julle is ek? Dan antwoord hulle, is die Christus, die seun van die lewende God. Maar daar's 'n paar ander goed wat ook daar vasgelees, en ek gaan net gou by 2 goed uitkom, wat Matteus 16 en 17 aanbetref. In Matteus 16 vers 21, dan staan daar, van toe af het Jesus begin om sy disippels te toon dat hy na Jerusalem moes gaan, en veel van die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes moes ly en gedood en op die 3de dag opgewek word. So hier het ons kruis en opstanding. Kruis en opstanding. En dan ken jy die verhaal van Petrus, wat gesê het, nooit die Here, en dan draai om en sê, wyk agter my Satan. Jy bedink die dinge van mense en nie die dinge van God nie. Julle geweet, 'n gemeente kan dit ook hoor. 'n Gemeente kan nou bely, ons ken die Christus, die seun van die lewende God, en die volgende oomblik staan jy lynreg in die wil van God. Dan gaan nie dalk dieselfde woorde hoor. Want jy is vir my 'n struikelblok. Dan kom jy in vers 24. Dan sê hy, toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg, want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my wil verloor, sal dit vind. So nou bring hy die kruis tot by hulle. En sê ek, en nou het julle bekend gemaak wat met my gaan gebeur, maar kom ek sê net wat met julle gaan gebeur. Want jy moet jou kruis opneem. Nee. As jy nou kom by vers 27 van Matteus 16, dan staan daar, want die seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van sy Vader te kom, en dan sal hy elkeen vergeld volgens sy werke. Hier het jy met die wederkoms te doen. So Jesus doen nou hierdie hele ding 'n geweldige ding. Hy praat van kruis en opstanding, en dan kom hy en dan praat hy van sy wederkoms. Nou kan 'n ou 'n vraag vir mekaar vra, nou maar goed, waar is dit dan nou tussen die opstanding en die wederkoms? Hy praat nou net van opstanding en wederkoms, en die tussenin, wat gaan er nou aan? En as ons nou by hoofstuk 17 kom, dan kom ons by die tussenin. In hoofstuk 17. Hoofstuk 17, sy eerste versie is nogal 'n kosbare versie. Dit sê, en na 6 dae het Jesus vir Petrus, Jakobus, Johannes, sy broer saamgeneem, en hulle op 'n hoë berg in die eensaamheid gebring. Waarna dink julle dui die hoë berg waarteen hulle opgevat het?
Hoor gou mooi wat ek vir julle sê, ons het met kruis en opstanding te doen. Ons het met wederkoms te doen, maar wat van tussen? Nou vat julle teen 'n hoë berg op. Wanneer ding julle profeties dui die feit dat hulle teen 'n hoë berg opgevat het? Na sy opvaarding. Na sy opvaarding, en julle gaan nou sien wat gebeur op daai berg. Nee. Dan sê vers 2, en hy het voor hulle van gedaante verander en sy aangesig geblink soos die son en sy klere het wit geword soos die lig. Nou, as jy na die Grieks gaan kyk, dan beteken dit eintlik, hy het nie onmiddellik skielik net een klaps verander in heerlikheid nie. Dit het geleidelik gebeur. Nee. Die interessante as jy Lukas se gedeelte gaan lees, dan staan hy die disippels het geslaap. Net soos wat hulle in Getsemane geslaap het, toe slaap hy hier ook. Net so kan ons die heerlikheid van die Here ook mis want te slaap. Nee, toe slaan hy slaap. Terwyl hy gebid het, sê Lukas, het hy verander van gedaante. Hier is die heerlikheid van die Here. Wanneer dui hierdie versie? Jesus wil vir hulle sê, soos wat julle my nou sien, in heerlikheid moet julle een ding verstaan, ek gaan terugkeer hiernatoe. Daar het 'n geweldige ding wat ons nie vanmôre alles op daai berg oor kan praat, hoe God die Vader sy seun op daai berg bemoedig het, dat hy sy oog op die einde gefokus hou, om te weet, hier gaan ek weer eindig in heerlikheid. Hy het vir hom diep bemoedig. Het jy al gedink hoe was dit Moses en Elia? Net vir interessantheid, en ek weet, daar's niks meer, en dis reg ook. Moses wat dui na die wet, Elia wat dui na die profete. En onthou net toe hulle nou weer tot verhaal kom, na hulle op die grond neergeval het, toe sien hulle net vir Jesus. En nie meer vir Moses en Elia nie. So dis waar, die wet en die profete is in Christus en opgestel, dis die vervulling daarvan. Nee, maar daar is iets anders. Daar is iets anders in die bemoediging van die Vader teenoor sy seun. Moses, wat die een is wat die wet by die Vader ontvang het, die opdragte wat uitgevoer moet word. Elia, as jy na Elia se lewe gaan kyk, waarvan was hy 'n profeet? By uitstek wat die volk tot gehoorsaamheid teruggeroep het, om gehoorsaam te raak aan die wil van God. En hier doen God 'n wonderlike ding met sy seun. Hy bemoedig hom deur Moses en Elia. Hy bemoedig hom om te sê, ek het vir jou 'n opdrag gegee, my kind, in Moses. Ek bemoedig jou, ek het vir jou 'n opdrag gegee. En in Elia bemoedig hy hom om te sê, wees gehoorsaam. Wees gehoorsaam, want wat? Want jy gaan heerlikheid weer ingaan. Dis die hoop, my seun. Dis die hoop wat jy dra, seun van die mens. Dis waar jy gaan eindig. Maar nie net dit, hy wou nie net dit vir Petrus, Jakobus, Johannes wys, hy wil ook vir hulle wys waar lê hulle einde. Hy het nou met hulle gepraat oor die kruis. Die kruis wat hulle moet dra, maar hy wou ook vir hulle wys waar lê hulle einde in heerlikheid. Toe hulle in die berg opgevat het. Net soos wat dit vanmôre vir ons ook wil sê. Jy moet een ding onthou. Dit begin daar in heerlikheid. Daar het ek my einde. Daar moet jou oog gerig wees op die einde. Maar dis waar dit gaan einde. Daar in heerlikheid. Dis die grootste bemoediging wat God die Vader ons kan gee. Is in sy seun hierdie hoop. Daar gaan dit 'n volle heerlikheid eindig. Maak nie saak wat ek hier deur gaan nie. Maak nie saak hoe ek hier vertrap word nie. Maak nie saak hoe ek hier gevloek en geskel word nie. Hulle vloek en skel vir my in Lourensfontein dat 'n oom in die middel van Lourensfontein se hoofstraat staan en op my staan en gil. Ek het in my lewe nog nooit so iets beleef nie. Oor die evangelie. Wanneer het iemand laas op jou gegil oor die evangelie? Nou praat ek met Albert, nou vertel Albert my, nou vertel hy my van John Wesley. Hy sê John Wesley ry op sy perd, kan van sy perd af aan 'n stuk veld bid. Hy sê, Here, ek wil net weet of ek nog op die regte pad is, Here. Is ek nog op die regte pad? Hy sê, en op hy oomblik toe tele in 'n boer se veld wat niks van John Wesley hou nie, en die boer kom verby en hy vat 'n klip en hy gooi vir John Wesley met die klip, en John Wesley spring op en hy sê, prys die Here, ek is nog op die regte pad. En hy klim op sy perd nagaan hy. Het jy vir hom ook so gesê? Verstaan? Wanneer laas is jy met 'n klip gegooi? Is jy nog op die regte pad oor die evangelie aanbetref? Want ek kan vandag vir jou sê, as jy nie vervolging in jou lewe beleef oor die evangelie nie, is jy nie meer op die regte pad nie.
Want Paulus sê dit vir Timoteus, dis nie 'n dalk of 'n miskien of moontlik. Hy sê, as jy godvrugtig lewe, sal jy vervolg word. Dis 'n sal. Dis 'n sal. En jy moet dit kan staan en jy moet dit kan vat. Ons bly in die Kaap, bly 'n man langs ons. Jeffrey. Toe Jeffrey hoor ons is kinders van die Here, toe begin vloek en skel. Hy ouers soos min mense my nog 'n vloek en geskel het. Soos hy agterdeur is op sy agterstoep uitstap, so hoë agterstoep, kyk jy boor die heining binne in my jare, sny ek gras, as ek gras sny, dan vloek en skel Jeffrey my. Stap ek by my huis uit, dan vloek en skel Jeffrey my. Nee, en 'n ou kom by my, dan werk Mariel daai tyd spoedsy, Tygerberg Hospitaal, van die oggend 8:00 tot die volgende namiddag 4:00 toe. Dan kom my vrou by die huis, dan sy vodde, moeg. Dan was hy rus, maar Jeffrey se swembad aan die agterkant sit reg oor ons kamervenster. Dan besluit Jeffrey, hy hou nou party. En dit vloek, en dit skel, en dit mors, en dit gaan aan. Kom 'n ou by my en sê, hoor Jakobus, maar ben die polisie. Kla hom aan vir rusverstoring, kan ons nooit so gaan nie. En ek het nie die oortuiging in my hart nie. Ek sê vir hom, ek het nie daai oortuiging in my hart nie. Laat Jeffrey maar vloek en skel is wel, is dit God, hoe Dawid gesê is, dit nou die wil van God is, laat dit dan so wees. En ek staan dit was toch 'n moedersdag, ons staan hier kombuis, ek en Mariel en 'n vriendin van haar, en ek sê vir haar, lief, sal die Here my nie net een geleentheid met Jeffrey gee nie, net een. En sy vra, wil jy nie gou die vuilgoed gaan uitgooi in die drom voor huis, en stap ek uit, gegooi die vuilgoed voor in die drom, en ek kom stap terug, hier staan Jeffrey op die agterstoep, en toe hy my sien, toe sê hy, kom hier, en ek dink, is dat moedersdag, Here, ek bedoel, hy my maar môre vloek of iets. Nee, nou kom stap ek na Jeffrey toe, Jeffrey, en Jeffrey se hele huis is omheen met elektrisifisering en al wat 'n ding is, en tussen daai goed gee vir my so 'n ding wat so in toiletpapier toegedry is, hy sê, gee die vir jou vrou, en ek is so geflabbergast, ek sê nie eers dankie vir hom nie, ek vat die ding net so en ek stap reg uit in die huis, en ek sê vir Mariel, lief, kan die Here so vinnig werk, en ons maak nou die ding oop, toe sit nou so 'n beeldjie, so glas, met die twee hande wat so met 'n kruis, Happy Mother's Day. En ek gooi my uit, want ek besef, Here, hier se dinge nie gebeur, wat ons nou gesê het, sal die Here dan nie net 'n geleentheid met Jeffrey gee nie. Hier staan Jeffrey op die agterstoep nog steeds. Jeffrey sê vir my, Jakobus, hy het so 'n groot paneel waar hy vat sulke glas deur, gee vir hom 'n foto, dan sny hy foto so in die glas in. Hy het so 'n masjien in 'n paneel waar dis wat hy doen. Nou roep hy my, sê, kykie, ek gaan my hek vir jou oopmaak, kom jy gou oommaak, jy het nog nooit gesien wat ek doen, ja, kom kyk jy gou, nou hardloop my brein. Ek dink, Here, ek gaan nou hierdie ou vra, hy moet nou vir my daai goedjies maak met teksverse, ek gaan vir hom stukkie evangelie voer. Nou sit ek by hom in die paneel waar, maar ek dink net hoe ek die evangelie by hierdie man moet uitkry. Nou verduidelik hy my oor al hierdie goeders. Nou soos uit mekaar uit, 'n week later staan ek onder die boom, voor die huis, staan 'n sny gras, onder die boom. Ek kom stap Jeffrey om, en toe ek kom omstap, toe sê die Here vir my, is nou die tyd. Ek vra vir hom, Jeffrey, kom hat jy die Here so? En hy man breek in trane uit. Die ou wat reg oor my gebly het vir my gesê, Jakobus, hy ou bly al vir oor die 20 jaar hier, hy wil niks van die Here weet vir oor die 20 jaar nie. En Jeffrey breek in trane uit. En hy ou in 'n, ek sê, wat sy gemeente nie uit, in 'n gemeente so seer gekry, toe besluit hy, as dit is hoe dit lyk, en draai ek my rug op God en op sy gemeente. Die volgende môre, toe sit ek met hom en sy vrou in hulle sitkamer, en ek deel die evangelie met hulle van Jesus Christus. Jy moet die pyn vat wat na jou toe kom, en jy moet vir hom dra, soos Jesus vir hom gedra het, want weet jy wat, dit kan tot iemand se redding dien. En nie net dit nie. Daarom sê Paulus, hy verbly hom in die lyding, want weet jy wat, elke lyding wat jy deurgaan, elke swaar kry, elke vloek, elke skeld, elke vertrapping, bring 'n groter openbaring in jou lewe wat jy met die liggaam van Jesus kan deel. Matteus, by die saligsprekinge is daar ook ons vers 11 wat sê, salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg. Ja. Vas dat allerhande kwaad en misbruik en my opvul. Ja. En dan verbly en verheug julle, soos jy het gesê, uit die Here.
En En ek dink ons mis dit baie, van wie was George? verstaan? Ja, omdat hulle loon groot is. En dis 'n vreugde soos daai brul van 'n leeu wat hier van binne afkom. Nee. Dit was Jeffrey. Ek is hulle Loeriesfontein het hulle het 'n vergadering gehou waar hulle besluit het hulle gaan uit die dorp uitsit. Want ons hoort nie daar nie, want ons krap as onthou, dis my grootword dorp. Dis soos Jesus, toe hy in sy grootword plek gekom het, toe wil hulle hom aanvanklik aanvaar hulle, mooi woorde wat hy gespreek het, hulle aanvaar het, en toe hulle harte begin sny, wat gebeur? Toe vat hulle met die kraas, toe wil hulle hom teen die kraas afgooi, toe stap hy tussen hulle deur, want dit was nog nie sy tyd nie. Nou, dis nog nie my tyd nie, ek sal nie in Loeriesfontein sterf nie. Maar al wat ek vir jou sê, as jy in 'n area woon, of dit nou Woester is, of dit hierdie vallei is, of dit Slanghoek is, of dit Woolsley is, of dit Tilbag is, of waar ook al, en jy bly in gemaklikheid, en jy het nooit aanstoot nie, en jy kry nooit aanstoot nie, en niemand gooi jou met 'n klip nie, en niemand skel op jou nie, nou hier 'n groot vraag wat jy in jou eie lewe vir jou moet afvra. Groot vraag. Nee. Ek wil baie vinnig, ek gaan nou hier stop, maar ek wil baie vinnig net hierdie deel, want dit is vir my belangrik. Waaroor het Moses en Elia met Jesus gepraat op die berg? Matteus sê niks daarvan nie. Maar weet julle waaroor? Kan iemand sê? Sê my wat ons 'n kans wil vat. Waaroor het Moses en Elia met Jesus gepraat op die berg? Die Lukas Evangelie, Lukas 9 sê vir ons waaroor dit was. Hulle het met hom gepraat oor sy uittog uit Jerusalem. En daai woordjie uittog kan jy met die woordjie vertaal Exodus. En onmiddellik as ek die woordjie Exodus gebruik, dan dink ons almal terug aan Israel. In 'n Exodus uit Egipte uit, deur die Skelsee, deur die woestyn, die beloofde land in, die land van heerlikheid van God. En dis presies waaroor hulle met Jesus gesels. Want daar's 'n uittog wat moes plaasvind uit Jerusalem. Dit was 'n fisiese uittog uit Jerusalem, deur die woestyn van Golgotha, van die kruis, terug in heerlikheid in die land van belofte. Dit was Jesus se pad. Maar dis ook ons pad. En dis wat die Here vir hulle wil duidelik maak. Oor die uittog. En as 'n mens hierdie gedeelte lees, dan kom jy by 1 Petrus, want 1 Petrus sê vir ons, dis eers die lyding, dan die heerlikheid. Julle het 1 of 2 Sondae gelede, dink ek, het bou onder andere met julle gedeel Kolossense 4. Oor die verligting van die kennis van die heerlikheid van God geopenbaar in die aangesig van Jesus Christus. Ek dink dis een van die verse wat hy gebruik het. Oor die erdekruike wat gebreek moet word. Weet julle hoekom die erdekruike gebreek word? Want as daai lewe na vore kom, is dit die heerlikheid van God wat geopenbaar word. Die heerlikheid van God. En julle dink gou terug aan die Ou Testament. Julle kom by Benjamin. Benjamin wat die kleinste was van die broers. Josef is in Egipte, hy's tweede in bevel. Hy's net onder die farao. En hier kom sy broers verskyn voor hom en dan stuur hulle weg. Wat doen hy? Hy sê vir sy diensknegt, vat my beker, my silwer beker staan daar. En dan sit jy dit in die sak van 'n Benjamin. En dan sit jy dit in die sak van 'n Benjamin en dan gaan hulle en dan stuur die diensknegte agter hulle aan want hulle moes vang. Hier's die beker. Julle ken die verhaal. Dan kom hulle terug. Weet julle wat mis ons in dit? Wat gebeur? Dis net een Benjamin wat die beker ontvang het van 'n Josef. Josef is 'n tipe van Christus. Net een Benjamin ontvang die beker. En hy moet daai beker gedrink het. Maar deur die een Benjamin wat die beker ontvang het, kom staan 'n Benjamin voor 'n Josef in die openbaring van Josef se kant af van wie hy is. Toe hy vir hulle openbaar wie hy is, toe staan 'n Benjamin oor hierdie beker voor 'n Josef. Sy ander 10 broers het nie die beker ontvang nie, maar sy ander 10 broers ontvang presies dieselfde openbaring wie is hierdie Josef. Maar net een het die beker ontvang. Net een. Dieselfde in Paulus se lewe, het gaan dieselfde in julle lewe wees.
Jy gaan 'n beker ontvang wat jy sal moet drink in die genade van die Here Jesus Christus, hoe hy ook al moet lyk. 10 ander gaan hom nie ontvang nie, maar die 10 ander gaan deur dit wat die Here in jou lewe doen, presies dieselfde openbaring ontvang van wie is hierdie Jesus. Is jy bereid om my pad te stap? Weet julle wat? Ek is diep ver van wat in my hart was om vir julle te bedien mee. Wat ek nou deel is ver verwyder van wat ek wou deel. Ek wil net hierdie gou vir julle vas lê. Ek wil gou 2 goed net noem oor die kruis en ons is klaar. Dan gaan ek stop. As ander goed wat ek vir julle wil, gaan ek nie nou doen nie. As jy nie weer vir my vra om te kom nie. Jy weet waar, dit vat nogal. Essen. Bou moenie luister na hom nie, hoor. 2 goed. Ek wil 2 goed sê oor die kruis. Want die een ding dink ons nie baie aan nie, of nooit nie. Dink aan Jesus se lyding wat hy deurgegaan het op 'n kruis op Golgotha. Want weet julle waartoe is ons geroep? Ons deel nou 'n stukkie, maar dis 'n stukkie inleiding hierdie oor die heerlikheid van God. Nee, maar jy's geroep. 1 Tessalonisense 2 vers 12 en 13 sê jy's geroep tot sy koninkryk en heerlikheid. Dis waarvoor jy geroep word. Nee. En Jesus het iets aan die kruis kom doen dat jy kan deel word van sy koninkryk en sy heerlikheid. En almal, ek hoef nie julle die lyding te beskryf eintlik nie. Julle weet wat in daai kruis gebeur het. Nee. Eintlik het Jesus se lyding al begin toe hy mens geword het op hierdie aarde. En sy diensknegskap op hom geneem het en homself verneder het om mens te kom word. En sy hele lewe op hierdie aarde was al 'n lyding wat hy moes deurgegaan het. As God die Seun. En dan kom hang hy aan hierdie kruis. In die nag voor dit sy ontsaglike worsteling in Getsemane. Wat hy deurgegaan het. Nee, daar in Getsemane het hy met God geworstel oor sy eie persoon. Want hy het gesê, Here, as dit U wil is, vat hierdie beker weg. Toe worstel hy, toe hy daar opstaan, toe het hy klaar geworstel. Toe stap hy die kruis met heerlikheid in. En as hy in daai kruis hang, dan dink hy nie meer oor homself, hy dink aan die mense wat voor hom staan en om hom is. Toe het dit klaar afgehandel. Toe is nie meer vir hom 'n issue nie. Nee. En hier hang hy aan 'n kruis op Golgotha. En hy word verpletter. Jesaja sê hy was onherkenbaar. Het jy met die vorm van 'n mens gehad, jy moenie hierdie beeldjie in jou kop hê van 'n Jesus wat aan 'n kruis hang met 'n doekie en daar hang hy en jy kan nog presies sien wat hy was. Dis 'n stuk vleis wat verbrysel was wat aan 'n kruis op Golgotha gehang het. Onherkenbaar. Vertrap tot niet. Dat het God behaag om hom te verbrysel, sê Jesaja 53. Hy was uitmekaar geruk toe die woede en die toorn en die oordeel van God op hom moes ontvang, vir jou of vir my. Maar weet julle wat mis ons partykeer? Is dat God die Seun, die God wat hemel en aarde geskape het, aan 'n kruis op Golgotha uitmekaar geruk, gehang het, nakend, oopgespalk, dat hy sy eie skaamte nie eers kon bedek nie. Ken jy hom? Ken jy Jesus die gekruisigde? Die woord sê 'n geweldige ding, hy sê, hy het arm geword dat ons ryk kan word, want hy wou dit nie vir homself hou nie. Dis liefde, dis goddelike, heilige, rein liefde, wat homself gee, vrywillig en onvoorwaardelik. Weet julle wat is ware liefde? Hy gee homself vir ander tot hulle voordeel en tot wat vir hulle goed is. Dis liefde. En dis wat hy aan 'n kruis op Golgotha kom doen het, dat jy kan deel word van sy koninkryk en sy heerlikheid. Maar weet julle wat mis ons baie keer in dit alles?
is dat sy lyding bepaal nie die waarde van sy kruisdood nie. Ek het weer vir julle sê, sy lyding bepaal nie die waarde van sy kruisdood nie. Die kwaliteit van lewe wat hy voor die kruis gelewe het, bepaal die waarde van die kruis. As jy terug sou gaan in die Ou Testament, die eerste keer toe God die offers instel, wat sê hy vir hulle? Dit moet 'n rein, heilige, absoluut perfekte offer wees. En as hy nie perfek is nie, dan het ek 'n gruwel in hom, dan wil ek niks van hom weet nie, dan is hy nie voldoende nie, en ek aanvaar hom ook nie. Gaan lees maar weer Maleagi 1 vers 8, wat sê hy vir die volk Israel? Hy sê, julle bring diere, hulle is siek, en blind, en krepeel. Ek het geen behaag in hulle nie. Dink julle, dit is die God wat ek is. Julle bring hierdie gemors na my toe, dan dink julle, ek moet julle net seën. Is dit hoe julle my ken? Hy het geen behaag daarin nie. Jesus kon aan die kruis gehang het, en hy kon nog erger gelei het as wat hy gelei het. En as hy nie die absoluut rein, heilige, perfekte lewe geleef het wat hy geleef het nie, het dit niks vir God beteken nie. Niks nie. En dis waaroor ons baie keer nie dink nie. Die perfekte lewe wat hy voor die tyd moes leef, want hy moes voor die kruis leef, sodat hy die offer kon word. En dit wat hy vir ons kom doen het. Ek wil maar net vanoggend geslaag, ek wil net vir jou vra, jy moet voor die Here gaan sit. En jy moet jou hart voor die Here bring. En die grootste vraag wat jy vir Here kan vra, en die grootste ding wat jy in jou hart moet kan uitlaat, Here, ken ek U werklik vir wie U is? Want as jy die diepte van 'n gekruisigde Jesus nie ken nie. Nee. As jy tot redding gekom het deur ken jy hom vir wie hy is die Christus die seun van die lewende God. En voor dit in jou lewe gebeur het nie, kan nou ook die openbaring kom van wie hy in heerlikheid is nie. Nee. Maar wanneer jy die openbaring ontvang het, openbaar hy homself aan jou as die Here Jesus die verheerlikte een. Want as jou oog nie daar is nie, gaan jy iewers val. En al wat ek kan doen vanoggend, is maar net die Here vertrou dat iets in jou hart gaan vassteek het, en jy moet hiermee by die Here gaan sit en met die Here uitklaar. Nee. Ek gaan vir julle bid. En as 1-2 goed in my hart wat ek vir julle wil oorbid. En ek kan julle waarborg, iewers gaan die Here dit uitwerk. Okay. Jy het 'n keuse vanoggend. Toe Jesus vir hulle sê op die berg, dis my geliefde seun, wie ek welbehaag, luister na hom. Jy het 'n keuse vanoggend, of jy hoor die stem van die seun wat met jou praat, of jy luister na my stem. Maar jy het 'n keuse wat jy aan my maak, of jy verwerp het, of jy aanvaar het. Dis jou keuse. Maar ek kan vir jou waarborg, dis veel beter eerder om dit te aanvaar, as wat jy dit nie aanvaar nie. So ek wil net vir julle bid. Vader, klomp goed, Here. Maar Vader, ek wil net vir die gemeente bid, Here Jesus, en my eerste gebed is dat U vir ons 'n dieper openbaring sal bring van Jesus die gekruisigde, die heerlikheid van God, want dis wie hy is. Dis hoe U in ons woning kom maak het, Here. Daarom het ons alreeds U heerlikheid ontvang. Die heerlikheid is nie net eers iets vir daar in die hemel eendag nie. Ons het dit hier ontvang, Christus in ons, Christ in us, the hope of glory. Maar ons is in die seën, Here, ons het U heerlikheid betree, toe ons Christus betree. En Vader, dit moet U in elkeen van ons harte gaan uitwerk, en ek bid dat U 'n groter openbaring sal bring in elkeen van ons lewens. Die gekruisigde een, die verheerlikte een, want Here, ek moet hom ken as die verheerlikte een, net soos wat ek hom moet ken as die gekruisigde een. En daarmee saam, Vader, wil ek net bid, Here, dat net soveel wat U vir ons sê, ons sal deel hê in U heerlikheid, Here. Ons het nie eens uitgekom by die groter en die meer heerlikheid nie.
Want Here, in die Nuwe Testament konteks het U vir ons meer heerlikheid as die Ou Testament mense, selfs meer as wat Moses en Elia gehad het en beleef het. Meer, Here. En ons harte kan nie op 'n plek kom waar ons so min van U verwag en verlang nie, Here. Ons moet meer, Here, meer. Dis in die hart om te sê, meer, groter. Praat nie van natuurlike goed nie, Here. So Vader, ons wil maar net voor U kom buig in hierdie oggend, Here. Maar net soveel as wat ons die belofte, dat ons deel het aan die heerlikheid, net soveel het ons die belofte, dat op hierdie aarde gaan ons deel hê aan U lyde. Gemeenskap aan die lyde van Christus. Dis onafwendbaar, my Vader. Maar dit bewerk 'n alles oortreffende gewig van heerlikheid vir ons in die onsigbare. Daarom sê 2 Korintiërs 4, Here, kan ons let op die sigbare nie, dis tydelik, maar let op die onsigbare, want dis ewig. En dis die hoop wat U vir ons gee, Here. Seën hierdie gemeente, my Vader. Ons vra dit, ons bid dit, ons roep dit na U in die kosbare naam van Jesus Christus, Here, tot verheerliking van U naam alleen. Amen. Amen.